Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om saam met julle hierdie week kan betree met 'n woord. Ek hoop julle het 'n baie lekker naweek gehad en julle is reg vir hierdie week wat voorlê. Nou julle sal onthou laasweek maandag, juis maandag, het ek met julle gepraat oor serving, dat hoe belangrik is dit om te serve met die regte hart en dan natuurlik dat jy nie 'n titel nodig het om te serve nie. En daar waar jy is, al lyk het hoe onbelangrik, is waar jy gebruik kan word. Nou kind van God, vandag wil ek met jou praat oor iets wat net so belangrik is as dit kom by serving. Almal van julle wat iemand nou al geserve het seker al agtergekom. Dit is waar die aanslag kom, skus. Dit is waar jy ervaar dat hoe jy vervolg word. Ja, kind van God, om 'n servant van God te wees, dis nie maklik nie. En gaan jy aanslag beleef? O ja. Gaan jy vervolg word? O ja, natuurlik. Ek meen, dit staan nie verniet in 2 Timoteus 3 vers 12 wat sê, die wat 'n goddelike lewe lei, sal vervolg word. Dit staan daar met 'n rede, kind van God. As ons lees in Handelinge 7, dat hoe Stefanus, net om 'n dienaar te wees in die tempel, en om die woord te verkondig, is hy gestenig. Kind van God, ons gaan baie aanslag beleef, ons gaan baie kritiek ervaar, ons gaan baie opinies kry. En dis hartseer om te dink, dat mense wat dinge doen, wat teen God se wil is, daaroor is daar nie regtig opinies en kritiek nie, maar dat jy nou iets doen binne God se wil, dan is daar soveel kritiek van, jy's nou hierdie heilige, of van, ja, jy dink nou, jy's beter as ons, en ja, wat probeer jy bereik? Ag, kind van God, ek kan net 'n paar dinge opnoem, maar ek kan vir jou een ding sê, moenie dat dit jou onderkry nie. Ek meen, as ek toegelaat het, dat mense wat nou vir my gesê het, ja, hoekom probeer jy 'n leier wees, en dat, jy weet, ja, jy moet eerder onder jou pastoor submit, en al daai goed. En dis nie dat ek dit nie doen nie, natuurlik submit ek onder my pastoor. Ek meen, as dit nie vir hulle leiding was nie, sou ek nie vandag gedoen het wat ek nou doen nie. Maar waarop ek wil eintlik uitkom is, mense gaan altyd 'n opinie hê oor dit wat jy vir God doen. Hulle gaan jou altyd kritiseer, maar ek wil hê jy moet vandag sterk staan. Ek wil hê jy moet Filippense 4 vers 13 saam met jou dra, dat deur Christus wat my die krag gee, is ek in staat tot alles. En dit is, as jy gelei word deur Christus, gehoorsaam is aan Christus, dan sal jy die krag hê om al hierdie kritiek, al hierdie opinies, al hierdie slegpratery te kan teenstaan. Dis nie maklik nie. My boetie en sissa, dis seer, dit maak seer. Baie keer wonder jy, moet ek nog enigstens aangaan? Maar as jy kyk na wat se verskil jy in iemand se lewe maak met jou serving, dan gee dit jou weer die moed om te kan aangaan en dit gee jou weer die krag om deur te druk en deur te sien. So ek wil vandag vir jou sê, in hierdie dag, in hierdie week, wat ook al mense oor jou sê of van jou sê, moenie dat dit jou onderkry nie. Hou jy aan doen wat jy doen vir die Here. Hou aan goed doen en jy sal jou beloning ontvang. Jou beloning is al reeds daar vir jou, my boetie en sissa. Wat doen ons met hierdie mense wat vir ons so kritiek gee en wat vir ons so opinies gee? Ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle, my boetie en sissa, wat dink net, hoe verskriklik moet dit wees as jy by die Here kom en sê, maar Here, ek het vir daai persoon kredietware gekoop, ek het vir daai persoon gesorg, ek het vir daai persoon Bybelversies gestuur, en die Here sê, gaan weg, ek ken jou nie. Hoekom? Jy het al hierdie dinge gedoen, maar waar was jou verhouding met God? Hoekom sê God, hy ken jou nie? Want jy het dit gedoen om 'n punt te bewys, jy het dit gedoen om vir mense 'n goeie indruk te skep, maar waar is jou verhouding? Waar jy vir mense 'n woord bring, waar jy vir mense Bybelverse gee, maar jy kan in jou lewe wys dat jy 'n verhouding met God. Die vrug wat jy dra, bewys dit. En God gaan vir jou sê, wel gedaan, my goeie en getroue dienaar. Ek seker almal van ons wil dit hê. Maar, voor ek nou weer weghardloop, ek kom agter deesdae se woord wat ek bring, hardloop ek verskriklik weg daarmee, en dan gaan dit hier by 5, 6, 7 minute, so ek wil nie baie van julle tyd vat nie, ek wil maar net vir julle daarop laat agslaan, moenie toelaat, dat mense
die roeping steel wat op jou lewe is, net omdat hulle nie tevrede is met waar hulle nou is nie. Ons bid vir hulle. My Boeta en Sissa, kom ek bid vir jou. Vader, baie van ons gaan deur vervolging. Baie van ons word sleg gesê. Baie van ons word oortuig dat dit wat ons doen, liewe Here, moet gestop word. Maar ek bid in Jesus naam, om vir elke Boeta en Sissa die krag en die wysheid te gee, om nie toe te laat, dat die wêreld dit wat U op hulle lewe geplaas het, sal steel nie. Maar ons bid vir hulle, Here, ons bid dat hulle aangeraak sal word deur hierdie woord, deur hierdie verkondiging van die evangelie, deur iemand se serving, dat hulle sal besef, waar is hulle in hulle lewe, en dat dit soveel beter is, om in die koninkryk te leef, as wat jy leef sonder Jesus Christus. Vader, ek het eerder min, maar ek het die rykdom van Jesus Christus, as wat ek alles het, maar ek het U nie, in Jesus Christus naam. Amen en amen. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê, 'n lekker week, kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens julle.